toe ek gebid het vir 'n woord. In my binnekamer, toe ek bid vir 'n woord, het ek eers gesukkel, want ek het op my tema vandag is die dorsvloer, the threshing floor. En die Here het my die tema gegee, maar ek was nog nooit so bang in my lewe om 'n woord te preek nie, dat my hele binneste geruk het. En dit ruk nog steeds, en ek sê vir die Here, ek weet nie hoe ek dit kan oordra nie, Here, hoe kan ek dit vir die mense wys, Here, want eerstens wys hy dit vir my, en dan dra ek dit oor na julle toe. En my student in Zambia stuur vir my 'n bevestiging, en hy stuur vir my 'n liedjie, to go into his holies of holies, en die Here bevestig my woord, wat hy vir my gegee het. En ek gaan vandag praat van die plek van opoffering, the place of sacrifice. As julle kan, ek wil hê julle moet daai tweede liedjie wat ek vir julle gestuur het in die background sit. Nie die holies of holies, nie die ander een asseblief. Asseblief. Net so sag in die agterkant. As jy jou Bybel gebring het, wil ek jy moet oopmaak. En ons gaan verder as Levitikus 6. Kom op. Levitikus 6 vanaf vers 8 tot 15. En ek wil hê as jy jou woord het, moet jy saam met my daartoe blaai. En jy moet saam met my lees. Want ek wil nie hê jy moet mis wat vanoggend, wat die Here vir jou in storie het nie. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan Aaron en sy seuns, en sê, dit is die wet van die brandoffer. Die brandoffer moet op sy vuurherd op die altaar die hele nag lang tot die môre toe bly, en die altaarvuur moet daardeur aan die brand gehou word. En die priesters moet sy linnekleed aantrek en die linnebroek moet hy oor sy vlees aantrek. Dan moet hy die as wegneem waartoe die vuur, die brandoffer op die altaar verteer word en dit langs die altaar uitgooi. Daarna moet hy sy klere uittrek en die ander klere aantrek. Vir 3 dae berei die Here my al voor vir hierdie woord, so erg dat my hele binneste ruk. En ek kan nie op my voete staan bly nie. Ek probeer, maar sy teenwoordigheid hou vandag so sterk soos 'n wolk om my. Daarna moet hy sy klere uittrek, vers 11, en ander klere aantrek. En as die buitekant die laar op 'n rein plek uitbring, en die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie. Maar die priesters moet elke môre daaroor hout aan die brand steek, en die brandoffer daaroor reg lê, en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. En dit is die wet van die spysoffers. Die seuns van Aaron moet dit voor die aangesig van die Here, voor die Here bring. En een moet daarvan 'n handvol neem van die spysoffer se fynmeel met die olie en al die wierook wat op die spysoffer is. En hy moet op die altaar die gedenkoffer daaraan aan die brand steek as 'n lieflike geur vir die Here. En ons het gister gehoor in die bid hier, misbea beteken to be slaughtered or to be sacrificed. Dis 'n plek van opoffering. Die koper altaar, the brazen altar. Ek wil jy moet daar kyk terwyl ek
praat, net hier by die altaar rond. Dis 'n plek waar ons osself offer. Wat dit wat tussen my en die Here staan, uitgebrand word. Apostel Paulus sê, en hy beskryf die proses om 'n lewende offer te word in Romeine 12 vanaf vers 1 tot 3. En ek wil hê julle moet saam met my sien toe gaan, want ek wil hê julle moet sien wat daar staan. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige en heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Jy is 'n lid van die koninklike priesterdom. Daarom moet jy toegewy wees. Jy moet kwalifiseer om hier te kan ingaan. Net waar jy sit. Ek wil net hê jy moet met God praat. As jy gekom het 'n verwagting, praat met hom. Moenie net vir my staar asof ek van 'n ander planeet afkom nie. Raak besig met die Here. Deur goud deur 'n suiweringsproses gaan. Dan word dit gebrand. Dit word gesmelt sodat al die onsuiverheid uitgebrand kan word en dit kom na bo toe, na die oppervlak toe. En dit word weer gebrand tot dit suiwer goud is. En God is met dieselfde ding besig in ons lewens. Nou vra ons hoekom ons deur dinge gaan, maar ons kyk nie dieper nie. Hy's besig met 'n suiweringsproses in ons lewe om die wat nie daar hoort nie uit te brand, uit te smelt, sodat hy die goud in ons na vore kan bring. Jy moet jouself daagliks op hierdie altaar offer. Sacrifice, opoffering, kom altyd voor diens. It always comes before ministry, before service. The power of the threshing floor, die dorsvloer. Dis waar jy moet lê. Op die dorsvloer. Yes. Dis waar hy met jou ontmoet. Dis waar jy vergeet van die vloer, op die vuil vloer. Waar jy vergeet van die persoon langs jou, of jou familie, of wat jy nog moet doen. Maar dis waar jy daar lê en in sy teenwoordigheid kom, want niks meer vir jou saak maak, behalwe om sy aangesig te soek nie. Dis waar sieke liggame genees word, gebroke harte weer heel raak. It's a lifestyle of holiness. Is nie net van 'n uiterlike holiness nie, maar is wat hier binne uitkom na buitekant toe. Dis net hier waar ek kan lê en sê, no weapon formed against me
shall be able to prosper. Jy sien, dis waar die vyand jou sien lê. Maar is 'n ander tipe lê. Nie 'n lê waar hy jou overpower het nie, maar is waar jy in sy krag en in sy heerlikheid ingaan en hy jou nog sien lê en weet, hy het moeilikheid. Dis waar ek stil bly en sê, Here, nou praat U. Ja. Ek het genoeg gepraat. Nou praat U. Hy het opgestaan sodat ons by sy voete kan lê. Nie sy hand kan soek vir wat hy vir ons het nie. Maar dat ons sy aangesig kan soek, by sy voete lê. Want hoe laer, hoe beter hoor ek. Maar jy skep 'n binnekamer verhouding met die Here op jou dorsvloer. Jy sien, as ek met nou en dan met my man praat of met my familie, dink julle daar gaan 'n band wees? Dink julle daar gaan 'n verhouding wees? Daar gaan nie. Daar gaan dalk 'n bietjie vreemdheid tussen ons kom, 'n bietjie styfheid. En vanoggend soek die Here jou alles. Hy soek jou alles. Hy wil hê jy moet daai binnekamer verhouding met hom reg kry. Gaan nie werk nie, skiet gebedjies, gaan nie meer werk nie. Hy soek ons alles. So ek domme woord uit te dra nie, want die teenwoordigheid hang so swaar op my. Rabosita, to present your body as a living sacrifice. En die skool was daar altyd, ek weet nie of julle dit ook gedoen het nie, 'n fire drill. Rabosita, en as hierdie fire drills plaasgevind het, het hulle jou eintlik paraat gemaak van wat as. Wat as daar 'n vuur uitbreek? En wat se raad het hulle vir ons gegee? When you see the smoke, you drop and you roll. That's your exit. Jy staan en beklei en jy veg dinge in jou eie krag. En al wat jy moet doen is drop and roll. Jy sien wanneer jy braai as 'n voorbeeld en jy steek die vuur aan en almal sit om die vuur. Naderhand is daar so baie smoke, daar's so baie van hierdie rook in die lug en ons kan mekaar naderhand nie meer sien nie, maar die voete is oop. Dis clear, jy kan sien wat om jou aangaan met die voete. En dis waar God ons vandag wil hê, is by die voete, sodat ons duidelik kan sien, sodat ons net kan drop en rol en weet, daar in my omstandighede, daar waar ek 'n probleem het, drop en rol, want die exit gaan vir my duidelik daarvoor wees. It's gonna be clear, my path is gonna be clear at the feet of Jesus. Amen. Wanneer jy trash, dan is jy vry van impurities. Because you become a living sacrifice to the Lord. 'n Tabernakel is 'n tipe van wat sou kom. Prayer shawl, 'n tipe wat sou kom. In die Bybelse tyd is hulle die woestyn ingegaan het. Hulle het nie 'n kamer gehad nie. Hulle het nie 'n kerk gehad wat oopgesluit is waar ons kan gaan bid nie. Hulle het geloop. En wanneer hulle in besigheid met God geraak het, het hy die persoon
hulle geloop het in die woestyn, geweet, as ek die prayer shawl op my sit, moenie my plan nie, moenie naby my kom nie, want ek is in besigheid met God, en ek loof, en ek prys hom, en hulle het geweet, dat wanneer ek die prayer shawl opsit, dan was ek in besigheid met God. It's to be wrapped up in the Lord. When I wrap myself in the prayer shawl, I'm taken to another place. I'm taken to a place of authority. Na 'n plek van autoriteit. Jy sien as die priesters offers gaan doen het in die tabernakel. En dat net soos wat hulle geoffer het en hulle garments het vuil geraak. Net 'n ou kolletjie moes hulle uitgaan. En hulle moes weer nuwe garments gaan aantrek sodat hulle skoon en rein voor die Here kon kom. En dis wat God ons vandag wil hê. Hy wil hê ons moet skoon en rein en vlekloos voor hom verskyn. God soek jou op die altaar. Hy soek jou nie langs die altaar nie. Hy soek jou nie agter nie. Hy soek jou bo op die altaar. Waar jy vlekloos voor hom kan staan. Jy kan nie die vyand crush as jy langs die altaar staan of agter hom nie. Hy soek jou bo op die dorsvloer. Waar jy wag kan staan. Jy sien die vyand weet, hy weet jy het harvest in die veld. Jou familie, jou vriende, jou kinders, selfs jou bediening. En as jy nie wag gaan staan nie, soos Dawid in die veld, ek wil amper dit inbring om te sê, wanneer die ouens in die army gaan lê, lê hulle plat, gecamouflage, en hulle hou wag, en hulle kyk, waar is die vyand? Hulle hou dop, en dis hoe paraat ons moet wees, in ons gebedslewe. Ons moet wag staan, en daar sal harvest, op die veld. En as ons nie wag en staan nie, gaan die vyand inkom, en hy gaan steel. Hy gaan jou familie steel, hy gaan jou kinders steel, hy gaan jou blydskap steel. So merk jou spot in jou huis, vir jou binnekamer, waar jy die alleen intimiteit met die Here kan hê. En dan sê jy vir almal om jou, jy los my uit. Jy kom nie naby my nie. Dis nou my en die Here se tyd. Toe ek nog in die huis was, het hulle geweet, as daai kamer deur toe is, dan kom hulle nie in nie. En op die ouderdom van 16 jaar oud, het ek die Heilige Gees begeer. So van 14 af, ek het 'n jaar en 'n half lang die Heilige Gees begeer. En een oggend maak die Here my wakker. En ek wil badkamer toe gaan, maar kom nie badkamer uit nie. En die Here trek my tot op my aangesig, en soos wat ek sak, kniel ek langs die bed, en hy sê vir my, jy is nie laag genoeg nie. En almal weet, hoe prim en proper ek kan wees, ek sal nie my gesig op die vloer sit nie. En daai oggend sê hy vir my, jy is nie laag genoeg nie, nog laer. En ek lê met my aangesig op die vloer, en die Here doop my met die Heilige Gees en vuur, dat ek die hele huis wakker bid, 4:30 die oggend, wat my boetie met 'n besemstokkie deur oopslat, en hy kyk wat hier aangaan. Hy dink is 'n aanval, en my ma sê sit af die TV, want sy dink is Al Jazeera daai programme. Maar toe doop die Here my met die Heilige Gees, want jy sien, toe hulle geslaap het ek wag gestaan en gesê, jy gaan nie hier by hierdie huis inkom nie, jy gaan nie in hierdie poorte inkom nie, ek weier dat ek sal wag staan vir my familie, ek sal wag staan vir siele daar buite, wat nog moet inkom. It's a place of separation, 'n plek van skeiding, is nie altyd maklik nie. Wanneer jy in jou binnekamer lê, dan doen ander mense ander goed, maar ek verruil dit vir niks nie. Verruil daai teenwoordigheid van hom vir niks nie. Dan is waar hy my reinig, is waar hy my skoon maak en my kan gebruik.
vir jou instoor, wat binnekort nog gaan gebeur, indien nie vandag nie. Maar jy het 'n afspraak met die Here. Ek weet waar ek begin het. En wanneer ek na jou kyk, dan sien ek waar ek begin het. En waar die Here my nou gebring het, so hou vas aan die Here. Dis waar sieke liggame genees word en blinde oë oopgaan. Nie net blinde oë van mense nie, maar geestelike oë. Ja, geestelike oë. Die dorsvloer word soos 'n bruid en haar bruidegom. Jy sien Esegiel gaan lê op sy linkersy en elke liewe dag represent 'n jaar wat hy die teenwoordigheid van die Here lê. En dis waar die Here vir jou van lê. Waar jy op jou aangesig kan lê en jy kan sê, Here, al lê ek hierso elke dag, Here, maar ek weet nie wanneer die vyand gaan aanval nie, Here, of hy val my aan, maar ek lê hierso, Here. En ek roep uit op U en ek kanselleer, Here, die dag, die jaar wat die vyand my wil inval, Here. Maar ek kom lê op die dorsvloer en ek kanselleer uit dit wat die vyand in my lewe wil doen, of van my familie se lewe wil doen. Dit is waar mense vry raak. Dit is waar jou familie gered word, siele gered word, want dit is waar ek wag staan. Weet jy 'n probleem? Ek vra jy, weet jy 'n probleem? En ek is nie nou wind hier nie. Gaan lê op die dorsvloer as jy een het. Prayer is a life-changing experience. Ek vergeet my gevoelens, my eie ek, en ek raak verlore in sy teenwoordigheid. Jy sien, die tabernakel was so ingestel, omdat God vir die mense wou wys hoe om in sy teenwoordigheid in te kom. Hy wou nog altyd onder sy mense gewoon het. God illustrated what is required to stand in His presence. God het die eerste tabernakel portable gemaak. En elke element daarin, as dit net uit plek uit was, het sy teenwoordigheid beïnvloed. En wanneer ons uit plek uit is, dan beïnvloed dit sy teenwoordigheid in ons lewe. Die orde kan nie verander nie. So enig iets wat tussen jou en God staan, moet uit die pad uitgekom. Wanneer jy na 'n ligfoto kyk, dan sien jy dit loop in 'n kruis. En dit bring my na die salvation toe. Dit bring my na die reddingsplan van die Here toe. Want wanneer ek inkom, dan bekeer ek myself. En nou sê jy vir my, jy's in 1985 bekeer jy, hoef jy weet bekeer nie. Nee, jy bekeer daagliks. Jy lê jouself daagliks op daai altaar en die vuur moet nie uitgaan nie. Jy het dit al oor en oor hierdie naweek gehoor. Die vuur moet nie geblus word nie. So ek lê myself daar neer en ek offer myself elke liewe dag. En dan gaan ek dieper na die waskom toe en ek laat my doop. Ja, jy sê vir my, jy was in 2000 gedoop. Dis okay. Jy hoef nie elke dag gedoop te word met water nie. Maar ek was my met die woord. Daagliks was ek my. En dan gaan ek 'n bietjie verder. En dan kom ek by die tafel met die troonbrode en die kandelaar. Ek het die woord van God en sy woord verlig my. Maar nou gaan ek verder en ek kom by die insens.
in sy teenwoordigheid ingaan en ek laat 'n lieflike geur vir hom in my gebedskamer. Een wat net kan plaasvind op my knieë, op my dorsvloer. Jy sien, die tabernakel van Moses het hy wou die mense leer, hy wou in hulle midde wees. Hy wou hulle in sy heerlikheid, in sy teenwoordigheid indring. En toe, met die tabernakel van Dawid, hy woon onder die lofsange van sy mense. Hy wou so graag onder sy mense beweeg, dat hy vir homself 'n vlees geskep het, en mens geword het, om onder ons te woon. Halleluja! En nou hy opgestaan het, sê hy, kom terug. Hoe kom hy terug? The tabernacles now in us. Christ in us, the hope of glory. Hy woon nie meer in tempels van hande gebou nie, maar hy woon nou binne in ons. Ons het nou gesing van sy some vul die tempel. Vul sy some vandag jou tempel. Hoe lyk jou tempel? Jy sien mense kom nie kerk toe nie, want hulle kyk vir jou. Jy is die kerk. Hoekom wil hulle nie kerk toe gaan nie? Want hulle sien nie Jesus by jou nie. Hulle ervaar nie sy teenwoordigheid by jou nie. So ons moet pas op ons handel in ons eie lewe ook, want een element wat eintlik uit is, kan sy Heilige Gees in ons lewe beïnvloed, sy teenwoordigheid. Sien, daar was afmetings. Van die af. Ek gaan net so sê. Die afmetings en die patrone vir die tabernakel is uiters belangrik vir God. En in die boek van Jesegiel het God die engele bevel om 'n meetstok op te tel en elke deel van die struktuur te meet, om te sien of dit volgens sy omgebou is, volgens die spesifikasies gebou is. En dieselfde meetlyn sal vir elke gelowige in die teenwoordigheid van die Here opgeneem word, om te bepaal, skies die Afrikaans, to see if we measure up. Measure jy op vandag, as God die maatpunt, die maatstok by jou hou vandag, do you measure up? Kan jy ingaan en sê, Here, I measure up. God soek jou alles. En ek wil net gehoorsaam wees aan die Here. Daar was soveel goed wat ek nog wou doen, maar ek gaan net gehoorsaam. Ek gaan die eerste een wees wat hier onder kom lê. En ek gaan vir die Here sê, hy moet by my begin. Want ek wil nie hê die vuur op my altaar net ontbreek nie. Ek wil hê julle moet vir my daai tweede liedjie opsit. En wanneer ek hier opstaan, Samantha, wil ek jou eerste uitnooi om hier op die dorsvloer te kom lê. Sodat God jou die begeertes van jou hart gee. En dit is om dieper te gaan. En dan gaan ek elke een van julle uitnooi. As Jesegiel op sy linkersy gelê het, en een dag het 'n jaar gerepresent, dan nooi ek jou uit. Ek meen, ons gaan nie net een dag lê nie. Elke liewe dag van ons lewe gaan ons op hierdie dorsvloer lê. As een dag 1 jaar represent, dan lê ek daagliks op
Ja. En ek tree in vir verlore siele daar buite. En ek tree in vir my familie en vir my hawes op die veld. Want ek gaan lê en paraat wees en dophou. Ek gaan nie laat hy van my steel nie, nie langer nie. Ek gaan myself neerlê, sodat hy kan werk, sodat hy kan beweeg. Nie net in my lewe nie, maar in my familie se lewe ook. So, ek wil hê julle moet vir my daai liedjie opsit. En ek wil hê jy moet luister na hierdie woorde. En as dit jou begeerte vandag is, where I want to go into the holies of holies. Ek wil hê net daar waar jy is, voordat jy hier toe kom. Wil ek hê jy moet net op jou knieë sak. As jy 'n kussentjie wil kom haal, kom vat een. Maar ek vra net daar waar jy is. Kom ons raak om besigheid. Kom voordat jy hier toe kom. Is daar goed is wat jy moet afsny voordat jy hier toe kom. Doen dit nou. Jy het vandag 'n kans om met sy teenwoordigheid te kom. Hy wil met jou dine. He wants to sit with you and have supper with you. Hy wil met jou intiem raak. Maar die keuse lê vandag by jou. Kom in sy teenwoordigheid. Net daar waar jy is. Kom in sy teenwoordigheid. Raak 'n besigheid met die Here. En daar waar jy is, begin 'n besigheid met God, begin met God te praat. Ek kan dit nie vir jou doen nie, elke ou vir homself. He wants to sit with you, he wants to dine with you. He wants to take you into the holies of holies. But the choice is yours today. Lord, take us deeper. We long to see your face, Lord. As dit in die Bybelse tyd kon gebeur het, waar net 'n skaduwee op mense geval het en hulle gesond geword het, en waar hulle in u autoriteit en krag geopereer het, kan dit vandag weer gebeur. As dit vir God's generals kon gebeur het, dat die spontaniteit van genesing en die doping met die Heilige Gees plaasgevind het, dan kan dit vir ons ook gebeur. Maar die vuur ontbreek op die altaar. Dis leeg, daar is as, daar is nie meer vuur op die altaar en die brand nie, en ons moet die ou as afhaal, sodat God ons weer aan die brand kan steek. Maar dit gaan nie gebeur as ons nie onsself offer nie, as ons nie daagliks onsself offer nie. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kerabaka şuturabanda rabakanda İşaka tarabak işaka tarabak. Jesus. Hallelujah. Gebedsverhouding, daai dorsvloer in jou lewe herstel, dan nooi ek jou vandag uit om hier te kom lê. Jy kan nooit sê jy het nie gehoor nie, jy het nie geweet nie. Yes. Maar God het 'n afspraak vandag met elke een van ons hier vandag. He wants to take you into the holies of holies. But are you ready to receive what He has for you?
So come on to where I am. Don't feel shy or ashamed. Come on to where I am. You don't have to be ashamed. For love of Jesus is enough. For the love of Jesus is enough. For the love of Jesus is enough. Yes, the blood of Jesus is enough to bring me in the inner court and past the golden line and through the incense altar. Lord, we long to see your light. Let us touch the cloud curtain. Keeps you from inside and take me into holy of holies and take me in by the blood of the Lamb. Take me into holy of holies and take the cold. Die Here sê, is nog plek. Is nog plek. Vir die wat nog hier kom lê voor hom nie. Die altaar is oop, is nog plek. Is welkom. Shannon sê dit vir haar teen die paal uit en af asseblief. Dankie my Becky. Is nog plek. Ja, sien hè, is nog plek. Plek. Terwyl my vrouwtjie op die einde van haar woord kom, ek wil hê dat het mooi woord wat ek nou gaan sê. Ek het gisteraan vir julle die Psalm gelees waar hy sê en het sy woord uitgestuur na hulle toe en hulle genees. Maar daar is 'n ander woordjie wat sê, in Psalm hy sê en na die storm na die gespreek storm het die storm 'n gesuis geword. Luister gou vir my mooi. Luister gou vir my mooi. Donderdag aand, Vrydagoggend bid hier, Vrydagoggend, Vrydagmiddag, Vrydag aand, Saterdagoggend bid hier, Saterdagoggend, gisteraand 8 dienste.